Goeiedag geliefdes, is voorwaar vir my heerlik om u weer te verwelkom by ons Bybelstudie waar ons besig is met die boek Romeine. Ons staan vandag stil by 2 versies wat eintlik die kern van die hele boek Romeine vir ons opsom. Wat die tema is waaroor die hele boek Romeine gaan. En dit is vers 16 en 17. Maar kom ek herinner net weer vir u so vlugtig, sommer net van die 13de vers af, waar die apostel Paulus kom praat oor die verkondiging van die woord van die Here en die vrug van die verkondiging op die woord van die Here, waardeur mense ingebring word in die koninkryk. Hy het ook hierdie stelling gemaak wat geweldig is. Ek is 'n skuldenaar teenoor mense om die evangelie aan hulle te verkondig, mense wat nie weet nie, en mense wat nie kennis dra aangaande hulle verlore toestand nie. Ja, dit kan mense wees wat in die kerk is, wat jarelang in die kerk is. Dit kan mense wees wat in ereposisies in die kerk was, soos wat ons in die Bybel lees van Nikodemus, die leraar van die leraars, wat na die Here Jesus toe kom en vir hom vra, wat moet 'n mens doen om die ewige lewe te beerwe? Waarop die Here vir hom die antwoord gee, Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, sal hy die koninkryk van God in der ewigheid nie sien nie. 'n Mens kan ook dink aan die apostel Paulus, en sy getuienis in Filippense 3, waar hy vertel van sy pedigree, van sy agtergrond en sy absolute ongelooflike wetsnakoming en noue wandeling rondom die wet. En tog ontmoet hy die Here Jesus op die Damaskuspad as 'n ligomstraal en hy vra, Here, wie is u wat met my praat? En Jesus antwoord hom, ek is Jesus wat jy nie ken nie. Paulus ontdek saligheid, en dan sê hy te midde van hierdie pedigree van hom, hierdie totale kerkdop waarin ek in myself gevind het, was alles verbygaande. Hy noem dit met 'n geweldige woord, dit was alles drek. Dit was niks werd nie. Want nou het ek die lewe in Christus Jesus ontvang. Paulus sê ek is 'n skuldenaar om die evangelie aan mense te verkondig. En dan het hy sy verlange uitgespreek. Ek verlang daarna om na julle in Rome te kom en die woord van God daar te verkondig aan die heidene, dat hulle Jesus Christus kan leer ken as saligmaker. Nou ons in die tyd wat ons lewe, het ons 'n naam aan mense toegevoeg, Christene. Maar geliefdes, eintlik ken die Bybel net 2 tipes mense. Hulle wat Jesus Christus ken, is die gelowiges. Hulle wat Jesus Christus nie ken nie, is ongelowiges, want hulle het Jesus Christus nie aanvaar as saligmaker nie, hulle het nie in hom geglo nie. Johannes stel dit vir ons baie duidelik. Almal wat in hom glo, aan hulle het hy die naam gegee, of die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat nie in hom glo nie, staan onder die veroordeling van God. En Paulus besef dat daar mense is soos hy. Daar's die heidene aan die een kant, en aan die ander kant is daar die kerk met die fariseërs en die skrifgeleerdes, en al hierdie mense wat in 'n geestelike dop, in 'n milieu van geestelikheid lewe, maar wat geen verhouding met God het nie, ja, wat uiteindelik self die Here Jesus Christus kruis toe gedryf het, en hom as 'n sekte beskou. Ek verlang om in Rome te kom, om die evangelie daar te verkondig. Nou, wat is die evangelie? En dit is wat vers 16 vir ons sê. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus Jesus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en dan ook vir die Griek. Die evangelie gaan oor Jesus Christus. Die evangelie gaan oor Jesus wat na die aarde toe gekom het. Die maagtelike geboorte, die kruisiging en sy opstanding uit die dode en sy hemelvaart,
waar hy vir u en my intree voor die Vader en vir ons daar bid en ons noodlot en ons krisisse wat ons beleef voor die Vader hart bring. Daarom wil ek dit vir u sê, dat die apostel Paulus sê, daar is net een wyse waarop ek en u die hemel kan beerwe. Jesus sê dit ook. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan as hy nie deur my gaan nie. Petrus sê in Handelinge 4 vers 12. Daar is geen ander naam in die hemel bekend wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word as deur die naam van Jesus Christus nie. Johannes sê dit in 1 Johannes 5 vers 11 en 12. God het ons die ewige lewe geskenk en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun van God het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. U moet oplet wat sê Johannes 1 vers 11 en 12. Hy het na sy eie mense toegekom en sy eie mense wou hom nie aanneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Nou kom Paulus en sê ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is vir die redding van mense. Ek herinner my aan Lukas 9 vers 26, waar die Here Jesus sê, hy wat hom skaam vir my en my woord. Vir hom sal ek my ook skaam wanneer hy kom voor my Vader wat in die hemel is. Ek is nie skaam om te praat oor die Here Jesus Christus nie. Ek is nie skaam om te verkondig dat ek die Here Jesus Christus ken as saligmaker nie. En ek kan vandag vir u die vraag vra om te sê, sekerlik sal u ook sê, ek skaam my nie oor Jesus nie. Maar tog is dit so dat baie keer is daar 'n huiwering in my hart, is daar nie 'n ywer in my hart om te praat nie, en sal ek eerder stil bly, want daar kan gevolge wees as ek die evangelie van Jesus Christus verkondig. En daarom swyg ek partykeer waar ek juis moes gepraat het. Paulus sê aan jong Timoteus, skaam jou nie oor die evangelie van Christus nie. Verkondig dit tydig en ontydig. Geliefdes, mense het nodig om die evangelie van die Here Jesus te hoor. Mense het nodig om te hoor dat hulle Jesus Christus as persoonlike saligmaker nodig het. Hy het aan die kruis van Golgotha gesterf. Maar daar's tog vir hom op 'n stadium gevra, Here, is die wat hemel toe gaan baie? Waarop hy antwoord, nee. Breed is die pad en wyd is die weg wat na die verderf lei, en daar is baie daarop. Smal is die pad en nou is die weg wat na die lewe lei, en daar is min daarop. Die enigste mense wat die koninkryk van God deelagtig sal word, is die mens wat 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus as sy eie persoonlike saligmaker het. Dan moet 'n dag in jou lewe kom wat jy Jesus Christus ontmoet het, as jou saligmaker en wat jou lewe verander. Daarom het die apostel Paulus gesê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Sê hy ook daar in 1 Timoteus 1 vers 15. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat Christus Jesus in die wêreld ingekom het om sondaars te kom red, van wie ek die vernaamste is. En dit is moontlik die kern wat mense moet ontdek. Hulle moet ontdek dat hulle sondaars is. Geliefdes, voor jy nie ontdek dat jy 'n sondaar is nie, sal jy nooit by Jesus Christus as verlosser uitkom nie. Hy het gekom nie om regverdiges te roep nie, mense wat hulle self regverdig nie, maar sondaars. Onthou u die verhaal van die fariseer en die tollenaar in die tempel? Die fariseer wat roem op sy dade wat hy doen, hoe geestelik hy is, hoeveel keer hy dag bid, hoeveel tiendes hy gee, wat so offers hy vir die werk van die Here opdoen.
Dan is daar ou tollenaar wat net daar een kant staan en sê, o God, ek is 'n sondaar, wees my asseblief genadig. Die Bybel maak 'n uitspraak, die tollenaar is voor God gehoor, die tollenaar is voor God geregverdig. Vir die ryk man kan hy niks doen nie, want hy is te vol van homself. Daarom sê die apostel Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want mense moet dit hoor. Mense moet weet dat hulle Jesus nodig het, en as ek dit nie verkondig nie, sal ek 'n skuldenaar bly, waar ek mense moes waarsku en hulle nie gewaarsku het nie. Daar kom geleenthede oor jou en my pad. En as die Here vir my daardie geleentheid oopmaak, dan moet ek dit net benut. Ek dink aan een van ons voormalige predikante, wat eendag sommer so op 'n natuurlike wyse net 'n boodskap gelos het vir mense saam met hom in 'n huisbak. Hy klim in die huisbak en iemand in die huisbak sê, boontoe, kom ons gaan op. En hierdie predikant sê, ek hoop julle is almal besig om op te gaan. Ek hoop julle almal beweeg opwaarts en nie afwaarts nie. En hy los die woord by hulle in daardie huisbak, dat ek hoop dat julle almal op pad na ewigheid met God is. Geliefdes, ons moet net die geleenthede wat die Here vir ons gee aangryp. En dan hoor as die Here vir jou iets sê. Ek het dit vir jou telke male vertel, maar ek sê dit weer. Dat ons wat daar in die Kaap het ons openligdienste gehou by die treinstasie. Daar waar mense Sondagmiddag afklim met die trein, het ons openligdienste gehou en die woord van die Here verkondig aan almal wat verbygaan. Mense het stil gestaan en geluister. En eendag terwyl ons daar besig was, het die Here vir my 'n man op my hart gelê, so 200 meter van ons al weg, wat daar teen 'n paal staan. En ek het 'n drang op my hart gekry, dat die Here vir my sê, gaan praat met daardie man. Ek het daar so om pad geloop na hom toe, en op hom gekom en gesê, maat, jy lyk vir my so moedeloos, en jy lyk so of die wêreld swaar op jou skouers druk. Wat is aan die gang, kan ek help? Hy het in trane uitgebars en gesê, ek het vir die Here gesê, Here, as u nog 'n plekkie in u hart vir my het, as u nog in my belang stel, stuur iemand vandag om met my te praat. Ek het die wonderlike voorreg gehad om daar vir hom te vertel van die reddende genade van God, wat 'n mens vry maak, wat jou verlos, en hy die Here Jesus Christus as saligmaker leer ken. By 'n ander geleentheid het ek in my motor gesit en wag vir my vrou, en hier voor my op die sypaadjie, op 'n vuil ou sypaadjie in Kimberley, sit 'n kleerling dame. En die Here lê op my hart om met hierdie kleerling dame te gaan praat. Ek het uit my kar uitgeklim, ek het langs haar op 'n vuil sypaadjie gaan sit, en met haar begin praat oor haar lewe. Haar woorde was, ag meneer, niemand het my lief nie. Daar is niemand wat omgee vir my nie. Ek het eintlik maar 'n hopelose lewe. Nee, het ek vir haar gesê, daar's iemand wat jou ongelooflik lief het. So lief het dat hy sy lewe vir jou gegee het. En ek het die voorreg om haar daar op 'n vuil sypaadjie in Kimberley na die Here Jesus te lei. Mense het nodig om te hoor dat hulle Jesus as saligmaker nodig het. En ek en jy moet net elke geleentheid aangryp. Geliefdes, dis die enigste algehele waarheid van die Bybel. Vanaf die Ou Testament dwars deur tot in die boek Openbaringe, gaan dit oor die verlossing wat God vir ons bewerk het. Die voorspelling in die Ou Testament en die profesieë aangaande Jesus Christus wat sou kom as die verlosser. Ons het dit in Hebreërs die 7de hoofstuk, Jesaja die 7de hoofstuk. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En julle moet hom Immanuel noem, dit is God met my. Lees Jesaja 9, hy sal wees wonderbaar, sterke God, ewige Vader, heerlikheid. Hy is die verlosser wat kom. Hy sal mense aan God voorstel. In Johannes 17 sê die Here ook,
As jy nie met my 'n verhouding het nie, as jy met my Vader 'n verhouding nie, want ek en die Vader is een. En jy sal nie na die Vader toe gaan, behalwe deur my nie. Paulus besef die nood van mense en hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Dis die enigste weg tot redding vir 'n mens, dat hy by Jesus Christus uitkom en Jesus Christus as saligmaker ontmoet. Hy voeg 'n ander woord by. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hoor u die woorde? Die evangelie is die krag wat aan my sonde skuld openbaar. Hebreërs 12 sê, of Hebreërs 4 vers 12 sê, dis is 'n tweesnydende swaard, wat deurdring tot in jou siel, en jou oortuig dat jy verlore is, dat jy verlossing nodig het. Dit maak jou hart oop vir God. Dit maak jou gedagtes oop om God te leer ken. Dis die krag van God tot redding, tot verlossing. Waarvan? Van my sondige toestand. Die Bybel sê, geliefdes, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Romeine 5 vers 12 sê, deur die sonde van die een mens Adam, het ons almal sondaars geword. En het die dood tot ons almal deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Romeine 6 vers 23 sê, en die loon van die sonde is die dood, Gehenna, die hel. Maar die reddende genade van God is in Christus Jesus onze Here. Hy het gekom om mense te verlos. Waarom het Jesus Christus die hemel verlaat? Waarom het hy aarde toe gekom? Om sondaars te kom red. Mense wat hulle sondige toestand besef. Mense wat na hom toe kom en hulle sondige toestand voor hom bely. Dit die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Paulus skryf aan die Efesiërs in 2 vers 1. Ons was almal dood in die misdade en die sondes, maar hy het ons lewend gemaak in Christus Jesus. In die 4de vers sê, ons was almal onder die toorn van God. In die 12de vers sê, ons was sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Daarom sê die apostel Paulus, ek skaam my nie om vir mense die waarheid te vertel, of vir mense die oplossing te bied, dat hulle gered kan word nie. Ek is 'n skuldenaar om dit aan hulle te verkondig, en vir hulle te sê dat hulle hulle lewe met God in die reine moet bring. Daarom, geliefdes, 'n geweldige woord. God het vir ons 'n oplossing gegee. Wat maak ons met hierdie oplossing? Johannes 5 vers 40 sê hierdie tragiese woorde. Hulle wou nie na my toe kom, dat ek hulle die lewe kan gee nie. Met ander woorde, hulle bly nie dood. Ek gaan volgende keer met u verder, dan praat ons nog oor hierdie woorde van Paulus. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Mag die Here vir u naby hom bring. Mag die Here vir u en my getuies maak vir hom, nie in die goedkoop loop met die evangelie nie, maar daar waar ons 'n geleentheid kry, om te vertel van wat God vir my gedoen het, wat God vir my beteken, met ander mense te deel en vir hulle te sê, daar is vir jou hulp, daar is vir jou oplossing, en hierdie oplossing is in Jesus Christus. Mag die Here vir ons genade gee om nooit skaam te wees, om te praat oor ons Here Jesus Christus, of net te aarzel, om met mense te praat oor hom nie. Die Here seën vir u, totdat ons weer saam met mekaar praat. Goeiedag vir u.